Nou, goeiemorgen. Hoe gaan het? Je hoort mijn stem moet nou ingaan voor 100.000. Het dienst. Nee. Stem of geen stem. Godse woord blijft nog effectief. Dat is verseker. Ik wil graag met jullie gesels. Ik was van 1 uur oggend wakker. Wonderlijke tijd met die Here gehad. En hy het my herinner wat met my gebeur het so oor 20, 21 jaar gelede. Ek was genooi na Bredasdorp toe. En het my genooi om 'n klomp kerke en sakemanne van boere die oggend daar waar te neem. So ek ry daar en ek slaap nou daar Vrydag aand en ek kom by die huis waar ek gaan nou 'n gas wees. Wat 'n groot huis. Die slaapkamer is so groot soos hierdie verhoog. Bovenverdieping. Alles wit. Massiewe plek. En die man en die vrou wat het nou gastehuis het, kyk vir my en sê, maar so 'n grinnik op hulle gesig, so 'n stout laggie op hulle gesig. Kom ons vat jou nou jou kamer toe. En dan gaan ons weg. En ons sal jou môreoggend by ontbyt sien. En maar hulle lag en dan lag ek tog, man, is hulle vrolik of wat? En ek gaan na die kamer. En agter my, by die muur, is daar 2 groot vensters. En ek kyk by die pad af. Maar daar net onder die vensters, is daar hierdie singplate, wat so groen geverf is. En ek praat met die Here en ek raak aan die slaap. En ewe skielik word ek bewus van die teenwoordigheid van die vyand. En iets spring op my rug en het my so styf vas en vat my keel en druk dit. En ek vra vir die Here, what's happening? He said, in this place, they worship the devil. And he's come to choke you. En het raak al harde, en ek begin hoor, hardop, hoe wolwe in die pad hardloop, en hulle het hierdie klankgeluide, wat eintlik jou bloed laat kurdel. En hulle spring op die dak. Het jy al gesien dat 'n mossie op jou geete kan 'n geraas maak met 'n klein naaltjies? Nou hierdie wolwe is 'n naalde op hierdie ding. Die klank was ongelooflik erg. En ek vra vir die Here, well, talk to me in English. I said to him, what do I need to know right now from you? Would you please help me? And he said to me, all I want you to say is, the fire of the living God be upon you. En toe ek dit sê, daai wolwe het mal te kere gegaan en geskree en weg en hierdie ding is van my af. He says, now, every time you obey me, I'll reward you, son. Nou sê my woord vir jou, jy sê jou kop neerlê op jou kussing en jou slaap sal soet wees. Gaan slaap. En ek slaap soos 'n baba. Ek word wakker. 7 uur ons daar wees, ek is daar so vir ete. Toe ek afkom, hulle kyk vir my en hulle sê, wow. Was jy vreesbevange daarbo? I said, no. Wat het gebeur? Ek sê, julle verwag iets. O, ja, almal wat hier slaap. Kan nie slaap nie. Hulle hardloop uit, gaan na 'n ander gastehuis toe. Maar jy het gebly. Hoekom? Ek sê, ek gebly want die Here was by my. Alright. En ewe skielik kom ek agter dat God se vuur beskerm jou teen die bose magte. Die duiwel het nie vuur nie. Die enigste vuur wat hy vir ewig gaan hê. Wel, hy's 'n draak, so hy veronderstel om vuur te hê. Maar het hy. Die enigste vuur wat hy sal beleef is in ewig in die poel van die vuur sal hy vir ewig in kettels vasgebrand word. Maar ons God is 'n God van vuur. Die vuur van God. Hy sê in Jeremia 23 vers 29, sê hy daar, my woord is soos vuur. En ek wil graag met julle gesels oor hierdie boodskap. Normaalweg het ek omtrent 10 of 12 bladsye, ek het nou net die.
Maar dit kan my 'n jaar hou. Dit is verseker. Hoekom? Want God se woord is ewig. So ek wil vra, open julle harte tot God. En sê vir die Here, ek ontvang hierdie woord. Ek omhels hierdie woord. Ek verwelkom die vuur van die lewende God in my lewe, in my huwelik, in my besigheid. Sien as een ding wat vuur kan doen, wat mense nie hoef daarmee te help nie. 'n Vuur kan homself uitbrand, sonder mense om te help. Sonder jy wat opsit. As jy ophou 'n vuur stook, hy vrek van homself. En wanneer ek en jy tot bekering kom die Here en met sy vurige liefde kom hy en hy maak ons 'n nuwe skepping en ons is in Christus 'n nuwe skepping. Ou dinge verbygaan, kyk alles word nuut. En hy sit ons aan die brand en dan het hy hierdie hoop en hierdie verlange dat ek en jy sal verantwoordelikheid neem. And when I say we are to take the responsibility, when we talk about responsibility in English, it means I've got to make it happen. But God said to me, responsibility to me, son, is your response to my ability. I don't expect you to do what I do. En hoeveel keer in ons Christendom probeer ons dit uitmaak, uitdink, uitforceer. Nee, God sal ons nooit verlaat of vergewe. So hy laat jou hart aan die brand gaan. Dan het hy so hoop en 'n verlange dat jy sal daai vuur aanwakker. Ons sal behou. Hoe? Deur om hout op te sit. En as daar nie, as jy gaan nou uit en jy kom terug en daar's net 'n paar koeltjies daar en as oral en jy het nie meer blits nie, dan al wat jy moet hê is 'n blaasbalk. Kom aan julle boere, ken 'n blaasbalk. En jy sit hout op en jy gaan net so. 4 kort suurstof. En God se vuur word aangewakker by ons deur die wind van die Heilige Gees. En dan is skielik begin dit vat. But an unattended fire will die. En daar is soveel voordele van 'n vuur. En toe ek hier oploop, God gee my altyd een lyn gesegdes. Ons het soveel, we have fun with each other. I really enjoy God. I'm like a little child before him. I enjoy him so much. So as I was coming up, hierdie woorde kom deur my kop. Sê vir die mense, my vuur sal die kaf en die hoi, wat praat julle Afrikaans? Die kaf en die koring uit julle lewens brand. I said, why? Hy sê, want kaf en koring kan nie voortplant nie. Daar is die saad in die goed nie. Maar jou lewe, excuse? I know, thank you. Maar ek het nou alles gebrand. Ek het daar nie brand. Oh, good. Ja, beautiful. Ja. Ek is nou so om my vrou te gaan soen. But I embarrass you. Oh, hallo, geef my 'n drukkie. Thank you. Mooi. Jy sien hoe maklik die Here kan iemand bederf? Nee? Yes. So kom ons begin. Die vuur van God. Sy vuur kan nie uitbrand nie. Sy vuur doen geen skade aan jou as 'n Christen nie. In Genesis hoofstuk 15 staan dit daarso van vers 17 na 18 dat die Here gee vir Abraham 'n opdrag en sê, Abraham, ek wil hê jy moet 'n altaar bou. Ek wil hê jy moet reindiere vat, hulle middeldee sny. Pak hulle een ry hier, pak hulle een ry daar. Wanneer God iets vir jou sê, dit gaan nie vir jou in daai oomblik sinvol wees nie. Maar jy verstaan die verduideliking daarvoor nadat jy hom gehoorsaam het. God het geen verpligting om ons die antwoord te gee voordat ons bereid is om hom te gehoorsaam en die ervaring te hê.
weet te veel water nou drink ek, maar ek wil nie vuur in my blus nie. Skerpe. En Abraham gehoorsaam die Here. En die Bybel sê, en ewe skielik, kom daar klomp kraaie. En hulle kom, en dis wat 'n kraai doen. Hy kom vreet wat daar beskikbaar is. En toe die kraai kom, as Abraham, Afrikaans sê, voetsek, verstaan jy? Gaan weg. Hy luister nie, verstaan, jy moet ordentlik met 'n kraai praat. So hy sê, gaan. En die Bybel sê, ek hou daarvan, ek kan net dink hoe God moet gesê het. En die Here laat hom in 'n diep slaap ingaan. En terwyl hy slaap, kry hy 'n visioen. En hy sien hoe, en hy beskryf die Here. En die Here gaan tussen hierdie twee, in die vorm van 'n 8. Dis die eerste nomme wat twee goed gelyktydig kan vorm. 8 in die Bybel is verbond. 9 is die Heilige Gees. 6 is die mens. En wanneer die Heilige Gees op 'n mens kom en die mens bely sy sondes, dan kom hy in verbond met God. En 'n 9 met 'n 6 op sy rug is 'n 8. Versteeds doen. In Hebreëse taal, elke woord het 'n letter, elke woord het 'n prentjie. It's only those two letters that can produce it. When the Holy Spirit comes upon a sinner, en hy maak jou bewus van jou sonde, sal my glad nie pla nie, hoor. Hy aard na sy pa, so dat mag gaan. Nee, want jy het gehoor hoe lag hy man, hy lag soos 'n vuur uit. Hy reef homself so, sy kind mag ook so wees, verstaan jy? Ja, so, Abraham sien in die gees, hoe hy vuur oond met rook, tussen al twee gaan, en al twee een maak. En toe sien hy die Here as 'n vuur fakkel, 'n vuurkolom, deur dit gaan. En in die vuur sê die Here vir hom in 'n visioen, Abraham, ek gaan vir jou seën, en ek maak nou verbondskap met jou, dat jy my gebooie sal bewaar, dat jy in gehoorsaamheid moet sal wees, dat jy in my vrees en my lief met jou hele hart, siel en maak. Jy sien, God maak verbond met ons, sonder dat ons daarvan weet. Maar wanneer jy Christus aanneem, dan kom jy in verbond met God. Maar hier is die verduideliking. En wat fantasties hier is dat Abraham word wakker en hy kom agter. Ek hoef nie uit my eie 'n verbond met God maak, want God in sy liefde het my ingesluit. My deel van die verbond is, ek moet gehoorsaam wees aan sy woord. Aanvaar sy liefde, aanvaar sy vergifnis, wetend dat hy wat in Christus is 'n nuwe skepping, die ou dinge verbygaan, kyk alles word nuut. En nou moet ons weet, God sit daai oomblik 'n vuur in jou hart. Dis wanneer twee mense lief kry, is daar nie 'n vuur wat in jou brand nie? Natuurlik. So ek en jy die verantwoordelikheid wat ons voorreg is, om gedurig ons vuur aan die brand te kry. So kom ons gaan 'n bietjie verder. Hebreërs 12 vers 29 sê, want ons het in ons 'n onwankelbare koninkryk. En ons God is 'n verterende vuur. As ek en jy daai stelling huis toe vat in ons harte, dat God sê en elke kind van God, wat Jesus aangeneem het, Jesus sê die koninkryk van God, is nie in dit en dat nie, maar is in jou. In jou is die koninkryk. Hoekom? Waar die koning is sy koninkryk. En hy sê die koninkryk van God is geregtigheid en liefde. Ja, the kingdom of God is righteousness, joy and peace. Geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Dan sê hy ook in Korintiërs, die koninkryk van God is mag en gesag in die Heilige Gees. Nou sê die Bybel, ek en jy het in ons 'n onwankelbare koninkryk. In ander woorde, al val alles om ons verkeerd, al val alles in ons verkeerd, al verloor ons 'n werk, al val bakkie saak wat nie. God sê, in daai onstabiliteit het jy in jou 'n onwankelbare koninkryk.
En wat God se woord onwankelbaar is, kan jy sal stye, maar jy hoef nie te val nie, jy hoef nie te bly lê nie, jy hoef nie laat die duiwel oor jou te loop nie, jy is seker in sy stabiliteit. Are you understanding that? Jou emosies sal so mekaar gaan, jou gedagtes sal so mekaar gaan, jy sal twyfel, jy sal bang word, jy sal angsbevange raak, maar wetend, ten spyte van dit, in jou is 'n onwankelbare koninkryk. Dit is in jou. Ja, my Engelsman, ek is so los hier en vat dit. Mel, raak klaar met dit, in jou. Want die koninkryk van in jou bring stabiliteit. Hy bring dat jy in jou kop nie gesmokkel word nie, dat jy die sin van Christus het, dat jy kan dink soos hy dink. Dit is in ons. Yesterday. Ek is opgewonde, ek wil begin preek. Dan in Exodus, hoofstuk 3 van 1 tot 3, daar staan. En, Moses, hy vat sy pa se skape, in 40 jaar, loop hy agter sy pa se skape en hy word nooit 'n skaap gegee nie. Hy het nooit 'n kudde nie. It's unbelievable. En die Bybel sê, hy gaan op die agterkant van die berg op. En hy kom daar, en daar is 'n groot doringboom. En toe hy daar kom, toe skrik hy sy as af. Sy as af, hoekom? Want hy skielik brand die boom. Hy moes gedink het, ek is 'n Jood. Wat 'n patent. Hierso is, kry een boom, braai 'n leeftyd. Wag, julle vang niks nie. Kom maar, ek het nie tyd om alles te verduidelik nie. Hier is 'n hele boom aan die brand, en Moses raak nuuskierig. I want to tell you something today. Moenie jou kinders weier om nuuskierig te wees nie. Dit hang af waarvan jy laat nuuskierig word. Nuuskierigheid is die voorloper van 'n soeke na God. Nuuskierigheid is iemand wat aan die ander kant die grense wil dink. Nuuskierigheid is die voorloper van geloof. En hy kom daar, en hy sien die blare welk nie, die boom is nie daar, yesterday. En ons dink dat die hout van Namibië is goed, dit is goed. Maar hy brand net so op as as. Maar hierdie een brand net, ken jy weer? Nou sê die Bybel, ek en jy soos die planting van die Here, ons moet aan die brand wees. Daai boom is die gesondste boom op die planeet. Daar is geen siekte nie, geen pestilens nie, niks nie. God se vuur verwoes nie dit wat goed is nie, dit verwoes dit wat jou lewe wil vernietig. God se vuur om jou te beskerm. En hy kyk daarna, en die Bybel sê, en toe hy sien dat hy nuuskierig is, oh, I love this. Toe sê hy vir Moses, moenie nader kom nie. Trek jou skoen uit. Wat is amper kry ek nou lelike woord. Wat? Ek het die ander woord nie. Wat is die rede, wat is die doel, dat God sê, vat jou skoen uit? Hoekom? Hy sê, want jy staan op heilige grond. Maar ek praat met God vanoggend. I said, why were the shoes important for you? He says, because those shoes took him to all places. They tried to kill him. And I'm not going to send him to Egypt to stand in front of Pharaoh. And my fire in him will prevent him from dying. My fire in him will bring all the plagues, everything. And he'll bring all my people out. That's what the fire of God can do. It's amazing. En wat ek baie hiervan nou. Die Here sê vir hom, trek jou skoene uit. Hoekom? Want ek het ander skoene nou om in te loop. Hier loop jy 40 jaar in skoene vir iets wat jy nie het nie. Jy sit 'n handlange van jou skoonpa. Maar ek gaan jou as my mondstuk, ek gaan jou as my verteenwoordiger, ek gaan jou stuur Farao toe. En jy gaan my hele volk uitbring. Isn't that great? But you need the fire of God in you to be able to do what God's asked you to do. Dis verseker. So, die volgende ding, ek meen, nou sê God vir hom, ek stuur jou Farao toe. Kan jy glo dat hy as normale mens begin nou redenasie, en boonop het hy gehakkel. En hy sê, vandat jy met my gepraat en na my gepraat, ek hakkel nog steeds. Dis hoekom God hom gekies, want elke keer hy vir Farao sê, dan hoor Farao dit 2 keer, hy het geen rede gehad, dat hy het nie gehoor, jy verstaan nie wat ek probeer sê. Hakkel is nie 'n probleem vir God nie. Nee. So hier is die mooi ding. Hy sê vir God, ek kan dit nie doen nie.
God sê, ek sal met jou mond wees, en ek sal jou vooruit gaan. You see, God does everything, He just wants you to agree with Him. Geloof is om met God te stem, saam met God te stem. En kyk wat God deur Moses gedoen het, né? Prys die Here. Dan in Exodus 13, sê die Bybel baie mooi, dat toe hulle uit Egipte kom, vir 40 jaar, elke liewe dag was daar 'n wolkkolom oor die hele 2 miljoen Jode. Het nie die hitte van die dag, het die koelte van die dag gewandel. En elke keer as die son gaan sak, tot hy weer opkom, is daar 'n vuurkolom oor hulle. So die Bybel sê in die volgende vers, sodat hulle dag en nag voortdurend kon by die belofte land kom. Sien, baie van ons maak een trapie na die Here toe, dan 3 weke later stap ons nie meer met hom nie. God wants you to walk day and night in His presence, day and night with a conscious aware. As God van my is, wie kan teen my wees? Die Bybel sê, vandat hulle uit is, na die 15de dag, het die Jode begin kerm. En gesê, is nie water vir ons te drink, en daai water ons moet drink is so bitter. Ons wil teruggaan na Egipte toe. Na 400 jaar se ballingskap om vry te wees om terug te gaan. Ja, jy is sucker for punishment. Dis waar jy het jou ma weet jy waar jy is, jy is so dom. Om terug te gaan na 400 jaar. En miskien God sit jou vry en hy sê ek sal altyd met jou wees. En te midde van al die tye dan sê ons wil teruggaan. Elke keer die pop op die venster raak. Pleks om God te vertrou. Ons wil teruggaan. Ons wil by die vleispotte sit. Ons wil daar so sit. As jy weer teruggaan, al die twak wat op jou is, kom nou 2 keer, want die Here moet nou interest, die duiwel moet interest kry op wat jou verlies was. You don't go back to your past. Vir 'n Christen, ons het nie 'n verlede nie. Ons het 'n God wat die heilige is, en 'n God wat ons beloof het, is 'n toekoms. Ons toekoms is baie beter as ons verlede. Don't go back to your past, at all. So, die Bybel sê hierso, dat, alhoewel hulle teen God in opstand gekom het, alhoewel hulle ongeloofig was, alhoewel hulle rebels teen God was, sê die Bybel, en God in sy trouheid, ten spyte van hulle hartskondisie, ten spyte van hulle nonsens, het God nie een dag die wolk of die vuurkolom van hulle weggevat nie. God is goed vir my en jou. Al jag ons twak aan. Al doen ons goed verkeerd. Hy bly getrou. Hy bly getrou. Dit kan jy op jou maag skryf en huis toe gaan. So. In ander woorde, God se vuur is goed vir jou beskutting, jou woestyne. God se vuur bewaar jou deur die verskillende nasies in die woestyn wat jou gaan kom aanval, gaan hulle uitwis. God's fire, sien die Bybel sê, God se vuur is rondom die mure van Jerusalem. Ek gee nie om nou wat die ouens wil doen met Israel. God het gesê, Jerusalem is die mooiste stad van alle stede. En hy beskerm sy stad. Israel sal nooit die gronde wat hulle nou wil inneem, verloor nie, want God het vir Abraham gesê, dit gee ek as jou nageslag. Hoekom? Want 25 miljoen Jode moet weer huis toe gaan. En daar is die plekkie. Nou maak hulle plek. Nou is die hele wêreld teen hulle. Weet ek van nou? Joel 3 vers 10 sê, al die nasies sal op 'n dag teen Israel optree, maar ek is Israel se beskutting, ek is sy bewaarde, en al hierdie mense sal tot niet kom. Jy kan nie met God of met Israel nonsens praat nie. If you bless Israel, you blessed. If you curse, you cursed. Ons land is onder 'n vloek op hierdie oomblik. Ons land het nou 160 lande teen Israel gedraai. En ek vir jou sê, ek en jy kan op ons aangesig gaan lê en sê, Here, nie vergewe die regering vir hulle nonsens nie, vergewe my sondes, omdat ek ook 'n Suid-Afrikaner is. Ek val onder dieselfde kam as die regering, want ek is onder hulle vlag, en ek is in hierdie land 'n burger. So jy kan nie sê hulle nie, en voor jy sê ons, sê, Here, ek het voor U gesondig. Vergewe asseblief my sondes. Elke keer in die Bybel, van 'n profeet vir sondes gevra het, vergifnis vir 'n volk wat weer afgaan het, het hy nooit gesê, Here, verander. Hy het gesê, Here,
Ek bring my sondes vir U. Deur soek my, deur grond my, sien of enigiets in my is, en dan vergewe my. En dis hoekom 60 van ons gaan Saterdag Israel toe vir 8 dae. Just to walk around Jerusalem. En onder ons asem. En elke, as ek kans kry, op 'n mat te lê, in die bed, in die hotelle, vir God sê, Here, sê asseblief, U het die reg om ons land te vervloek. Die woord sê so, maar vir U ontwil. Al die beloftes wat U gemaak het oor die laaste 50 jaar, dat U kom in herlewing na die punt van Afrika toe, in die Kaap gaan, heel deur gaan, sal U asseblief U woord behou? Sal U asseblief U woord onderhou? Sal U asseblief ten spyte van wat ons gedoen het, sal U asseblief ons gaan navolg? En sal U nou wat die koninkryk van die duiwel op die aarde los is, sal U asseblief die koninkryk van die duiwel in Suid-Afrika in sy potjie laat gaan? En kom bevestig U koninkryk in hierdie land. Dat ons sal bekend word as die nasie wat Israel verraai het. In die hele wêreld, dat God sal ons land gebruik, ten spyte van wat ons nie verdien nie, om herlewing los te brand, wat die hele wêreld sal ook kan ingaan. Dat mense sal hier kom. I believe that. With all my heart, I believe that. Want die Here en die duiwel kan nie langs, ek het net die bus gevier. Sorry. I know I'm a drip. Sorry. Waar was ek? Ek glo, ons hoop in God, is wat hy 'n belofte gemaak. Hy gaan ons land nie vergeet nie. En kan ek sê vir jou een ding? Omdat hy so sê, maar ek wil nou met julle praat. Toe God my, toe ek 18 is, my geroep het om te dien. Ek was aan die brand vir God. I said, who can I go minister? He says, I want you to go to the Afrikaans. I said, no, thank you. Kyk wat hulle aan my ouers gedoen het. Onmiddellik sê hy, en kyk wat jy aan my seun gedoen het op die kruis, en ek murmureer nie, en ek kla nie teenoor jou nie. Engelsman, as ek jou 'n roeping gee, as ek jou 'n groep mense gee, jy gaan nie opinie vorm nie, jy aanvaar dit of nie. En as jy dit nie aanvaar nie, ek sal iemand vind, beter as jy om dit te doen. Jy kan nie met God mors nie. I said, but Lord, I really don't like them. He says, I love them. I said, yesterday, Lord, this is hard for me. Look what they've done to my mom and my dad. Look what they've done to them. And he said, I'm going to ask you one more time, will you go to them? I said, how can I preach your word, loving them and having this inside of me? He said, son, if you say yes, I'll take that junk out of you and I'll put my love for them in you. And that's why I love you guys. Because you guys, know it or not, have set our country up because you made a covenant with God at Blood River. And God is going to hold you to that covenant, and He's going to honor that covenant in our country. All the Nazis, all 11 nations. There are believers in all 11 nations. Not just white people, black people, all. There are thousands and millions of Christians amongst other religions. And God's going to bring us together. He's going to bring us... do me a favor. Just hold it, please. So laat jy ons daar van hindernis. Verstaan jy? Gooi die deksel ding vir iemand anders te. Nee, dis nie goed nie. Nee. Dit was ek, dit was nie God nie. Nee. Jeez. Waar kom ek aan die goed? Weet jy like Jesus? Let me tell you what he looks like. Openbaring 1, 13 en 14. En tussen die 7 kandelare in die hemel het daar een gestaan, die seun van die mens. Nou hier op aarde was genoem die seun van God en die seun van mens gelyktydig. Hy was mens en God gelyktydig. So dit is hoe die Bybel, die Heilige Gees, Jesus aan ons bekendstel. Hoe lyk hy as jy hom sou nou sien?
En hy staan tussen die 7 kandelaar, 'n kleed aan wat top tot onder sy voete hang, omgord met 'n bors van goue gordel, en sy hoof en sy hare was wit soos sneeu, wit soos wol, en sy oë was 4 vlamme. Wanneer hy na jou kyk, sy liefde kom na jou soos warm vuur. Wanneer sy vergifnis na jou toe kom. Are you understanding what I'm trying to tell you? Wanneer hy na jou lewe kyk en sê, hierdie dinge in my lewe, Here, moenie hier wees nie. Net dat jy toelaat dat hy in jou lewe kyk, hy is die God wat dit uitbrand. We got to understand. Ek en jy moet aan die brand vir die Here wees. Ons kan nie elke nou net 'n spakel wees. As hy uitbrand, dan sal niks. No, we got to be on fire for God. That is the safety of this nation, is that we got to walk in the favor of God, under the fire of God. So Josua hoofstuk 24 sê dit daarso, oh, I love this. En nou, die Here, eer nou die Here, en aanbid hom met 'n volle oorgawe, en met getrouheid. Dit is die minimaal wat God van 'n Christen, dien hom met getrouheid, en met oorgawe. Laat vaar die gode van julle voorouers. En dan van die ander Afrikaans, laat staan sulke dinge, laat staan. Aan die kant Efrat en Egipte wat aanbid het. Dien die Here. As julle nie die Here wil dien nie, moet julle vandag 'n besluit neem. Wie wil julle dien en wie wil jy aanbid? Let op. En hierdie Bybelse vers, God dwing niemand om hom te dien nie. Hy sê, as jy die Here jou God wil dien, hier is die voorwaardes. Wees getrou aan hom en haat sonde. That's it. Maar as jy wil kies, sê God het elke persoon 'n vrye keuse. You can choose who you want to serve. Net so. As jy nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julle besluit neem wie julle wil aanbid. Is dit die gode van ons voorouers aan die ander kant die Efrat gedien het, of is dit die gode van die Amorite in die land wat ons nou in woon? Maar, sê Josua, ek en my huisgesin, let op, hy kan nie praat namens die buurman of die ander ouens in die land nie. Daar was 2 miljoen van hulle. Hy het gesê, as vir my en my huisgesin. Hoekom? Want die man is die hoof van die huisgesin en hy moet 'n besluit neem, en as sy vrou saam met hom besluit, 2 is beter as 1, en as die laities bly kom, man, you can change the world. Van jou beste gebede, as dit met jou vrot gaan by die werk, of wat ook al, en jou kind is 2 oud, laat hy hoor hoe bid jy en hoe na jy God uitroep, want kinders na boot sal ouers. Jou kinders bid beter as julle. Hulle bid nie met logika nie. Hulle bid nie met emosies nie. Hulle sny reguit lyn. Here, my pa is vol nonsens. Maak hom reg. Here, my pa kort te werk. Help hom uit. Het jy agterkom? Die onskuld van kinders. Hulle bid ook nie 10 ure nie. Kort, kragtig tot die punt. Jy sit in jou kinders in 'n kerk en sê, gaan kinderkraans toe. Hulle moet jou op jou knieë sien. Hulle moet jou hoor Bybel lees. Sit hulle op jou skoot en laat hulle die Bybel lees. That is how we change a generation. Nie stuur hulle na 'n klas nie. Daar's niks verkeerd om kinderkraans te. Daar's niks verkeerd vir kinders. But I tell you one thing. Geen onderwys daar van die plek van die oue. Because you brought them in the world. Now you've got to take them through the world. And take them on the right journey. Hier is Josua 24. En die volk het daarop gereageer en het almal verklaar. Ons sal nooit, julle het heel dit gesink. Ek sal nooit dit doen nie. Jy doen dit voor die asem uit jou mond uit is. Ek en my vrou het gesê, ons sal nooit Bloemfontein toe gaan nie, waaragtig. Stuur Shoprite my van daar tot Bloemfontein. Bloemfontein is so plat, ek het my verlede en my toekoms gelyktydig gesien. het jy al gesê, ek sal nooit dit doen nie. Nou pa, hy woord het nog eers geland en jy het klaar gedoen. Nee, julle. Dit is die swakste belofte wat jy ooit kan, ek sal nooit dit doen nie. Ons sal nooit die Here los nie, en ander gode dien nie. Dit is die Here ons God. Nou, let op,
Hulle maak 'n gelofte aan God. En nou gaan hulle die memory lane om hulle te herinner wat God aan hulle gedoen het. Right? Ons sal nooit God los nie. Ons sal hom nie drop nie, ons sal nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorouers uit die slaweplek van Egipte bevry het. Dis hy wat wonderlike tekens voor ons eie oë gedoen het. Dis hy wat ons langs die pad beskerm het as ons tussen baie gevare van ander lande was. Dis die Here ons God wat voor ons ander nasies weggedryf het ons lewensmaak. Dis hy wat die Amorite wat in die land woon voor ons laat pad gee. Ons sal ook die Here aanbid. Hy is ons God. Josua het egter die volk gewaarsku. Julle is nie in staat om die Here nou te aanbid nie. Hy is 'n heilige God. Hy vereis onverdeelde getrouheid. En dit is hy. Hy sal nie verdra dat julle opstandig teen hom sal optree nie. As julle die Here verlaat en julle begin vreemde gode aanbid, sal hy teen jou draai. Maar ek tog, die Here is jou nooit of verlaat of vergewe, solank jy moet hom wandel. Maar as jy na 'n ander pad toe gaan met 'n ander kleer en 'n ander God, het God nie meer daai verpligting nie. Hy het gesê, as jy my verlaat, sal ek jou verlaat. Hy het gesê, as jy my, if you, in Afrikaans, as jy my, if you deny me, I'll deny you. As jy my ontken, sal ek jou ontken. Nee? God is niemand se speelmaat nie. Hy sal jou uitroei met julle klaarspeel. Ek wens hierdie skrif is nooit in die Bybel nie. Soos al het hy van tevore net aan jou goed gedoen. Die volk het egter vir Josua gesê, ons verseker jou. Ons sal ons sal beslis die Here aanbid. Net 'n paar jaar later het hulle vergeet. Jy sien, Josua sê so, hulle het geantwoord, ons staan voor u. Goed, sê Josua, vernietig dan al die vreemde gode wat daar tussen julle is en verbind julle tot die Here julle God. Verbind julle. Die volk sê toe vir hom, ons sal met die Here ons God aanbid. Ons sal net die Here ons God aanbid. Ons sal net na hom luister. Weet jy hoeveel keer die Here dit gedoen, oor en oor die Ou Testament, en wat hulle gedoen het, ons doen. Nou wat vir my, dit is 'n paar jaar voor dit, jaar later, is daar die hele ding in 1 Konings hoofstuk 18 gaan lees by die huis. Die koning van Israel, van Noord-Israel, sy naam was Agab. En daar was 'n vroutjie wat hom in die oog gehad het. Van al die lande bo Noord-Israel, en almal van het afgode gedien. Maar sy moes seker 'n ding vir die oog gewees het. Maar Agab laat gaap. Maar ek is baie goed, né? Met woorde. En dis nie hoogmoed, dit is net hoe dit is. Ek is 'n sin van humor, ek kan dit help nie. Agab word beïnvloed deur 'n tannie by die naam van Jezebel. Jezebel het vir 840 priesters gehad van die duiwel dien. 450 Baal-priesters en 400 Ashereth. Baal-priester, Baal beteken man. Asher beteken my man. So sy het met hierdie man Agab, die Bybel beskryf hom in die Bybel 2 keer om te sê, hy was die slegste, sondige koning ooit in die geskiedenis van Israel. Maar hy het vir haar geval. Salomo, God sê, ek sal my liefde nooit van hierdie seun wegvat nie. Nee, ek sê so in die Bybel. Papa, hy kon net nie ophou vrouens by mekaar maak nie. Hy het 1000 vrouens gehad. Wel, hy was wys in sekere opsigte, maar hy was absoluut dom. 1000 vrouens is gelyk aan 1000 skoonmaas. Wie die hel kan dit hê? Ons vrek op een. Oh, you understand me? 1000 skoonmaas? Jel. Ja, julle naas moes bleskop gewees het. Not wise, nee, hier is genoeg.
Ek is nou so braaf van myne is in die hemel. Ek weet ek moet so ondergaan, maar vir nou, ek gaan my gedra. Hoorie, ek sê hierdie goed as plus om julle te laat lag. Het jy geweet, om altyd nou met God 'n intiem verhouding hê, jy moet hom kan geniet. Jy moet oor hom kan praat as 'n vriend. Jy moet sy woord lees en sê, Here, terwyl ek die woord lees, laat die woord my lees. Terwyl ek lees wat die beloftes is, laat die woord lees, waar is die areas in my lewe, wat die woord eintlik nou wil my verander ten goeie. Sien, 'n verbondskap is, jy en God werk saam. Maar as jy ontrou is, God bly getrou. Are you with me? So, Agab trou hierdie tannie, en haar hele doel, was om die aanbidding van die Jode tot die lewende God dood te maak. En die Bybel sê, in 1 Konings 13, daar sal staan, en koning Agab het in sy huis 'n altaar tot Baal gebou, en hy het al die Baal en die Asher profete genooi. Die Bybel sê die volgende sin, en almal van hulle het om die tafel met Jezebel geëet. Wat beteken? Israel het die geld voorsien, die kos voorsien. Ek weet julle vang dit. They were so committed to these evil powers that they even funded these priests to call to Satan om God uit sy eie land uit te skop. Hoe maklik dien ons dit? Ons dien God en ons dien die wêreld. Ons dien God en ons verdien ook die vlees. Die Bybel sê nie vir nie dat God sê, ek is 'n jaloerse God. Hy is jaloers. So, ek hou hiervan. Elia maak 'n stelling. Ek hou van die knapie. Elia maak 'n stelling. Hy sê hierdie woorde, né? Voor God en voor die mense, hy sê, geen reën of dou sal op hierdie aarde val vir 3,5 jaar sonder dat ek weer praat. Dis al my mond vol, hè? 'n mond vol wat? Al die wolke, al die reën, al die sneeu, al die haal. Ek meen, hy moes die natste mens gewees het op aarde. Ag, julle vang dit nie. Hy sê, vir 3,5 jaar, wat sou geval het, hou ek in my bek. I mean, just think how much water he had. Ag, julle vang dit nie. Nou, sê hy, Agab, bring al Israel na Berg Karmel. En hy sê vir jou vrou, bring al 800 profete na hierdie berg. Ek vra die Here, hoekom het Elia so gesê, hoekom is daai berg Karmel, toe ek het gaan ondersoek in die Bybel, kom ek agter, Mount Carmel was die plek waar Baal en al die 840 priesters aanbid het. Dit was hulle plek. En nou verstaan ek, my goeiste man, jy kan net nie een vers lees, jy moet die flash voor dit lees, na dit lees, voor dit, na dit, dan kry jy die hele prentjie. En die Bybel sê, en hulle kom daar. Hulle kom, daar's duisende mense. En hy, Elia, I love this boy, hy so in God se wete, in God se plan, dat hy sê, alles wat hy vir my gesê het, gaan ek nou doen. En hy sê, hey, julle moet 850 Baalpriesters, bou jy se altaar. Man, hulle bou al jare altars op daai berg. Bou die altaar. En bou Baalsinne. En Ashtaroth is al die, they call it a grove of trees. 'n klomp bome om dit gesit het. Dis wat dit beteken. Hulle het uit hierdie hout gode uitgekerf. En hy sê vir hulle, bou hierdie ark, bou hierdie ding, sit hout op, vat 'n lam, sit dit op, en dan, hier is die klein dingetjie, jy mag nie daar vuur op sit nie. Eers toe ek het lees, nee, toe kom ek agter God se hemel, is ongelooflik, brilliant, want Baal beteken, die God van vuur en weerlig. I just love God's sense of humor. Dis is 'n draag.
Ja, niks nie. Maar hy, in Antieke, het 'n groot beeld van hom. Hy staan daar met 'n weerligstraal, besig om met aarde te gooi. And God says, he is die ding wat is going to separate the two people. Geen vuur nie. Want die God wat by vuur brand, hy is God. Ja, sê hulle was so arrogant, want het altyd daar gebeur. En ek hou daarvan hoe die Here in hulle kraal gaan moles maak. Hulle is so selfvertroue. Yes, Baal. Ja. Nee. En die Bybel sê, van son onder, so son opkom, na die oggend, die son. Son op en son af. Die Bybel sê, hulle het na Baal geroep. 12 ure. Baal! Gooi daai blits. Of wil ek ons kyk, gooi daai blits, jou bliksem, is dieselfde ding. 'n bliksem is 'n bliksem, is net my Afrikaans. Vir 12 ure roep hulle na God wat sy hele bestaan is en hulle glo en hulle eet dat hy gooi net weerligstrale. So they expected it. Yes, I love it. Yes, en na 12 ure, nadat hulle stukken gesny het, jy sien, die duiwel wil altyd bloed hê. Maar Jesus het sy bloed vir die volk gegee. That's the difference. Devil never gives his blood because he hasn't got any. The blood of Jesus cleanses us. No one else cleanses us but the blood of Jesus. Maar elkeen van hulle sny hulle self. Come on. It's a rip-off. Kyk, vir party van my goed moet jy redelik intelligent wees, hoor. Nou spot Elia. Hy sê, is jou Baal? Of vakansie? Of het hy ernstig gegaan? Of wat gaan met hom? Yesterday. Nou is het donker. En God sê vir hulle, vir die Jode, nou bou julle altaar, sit die ding op. En dan maak Elia dit baie moeilik. Hulle vat 4 houers water, 3 keer. Groot, 12 emmers. Gooi dit oor die goed, papnat, bakke voor om dit, papnat. En hy sê, o God, laat het weet dat jy die knegt alles gedoen het wat jy vir my gesê het ek moet doen. Nou, o Here, stuur die vuur uit die hemel, sodat die harte van die mense wat koud geword het, wat nie meer jy dien nie, wat nie meer getrou is nie, wat nou op 'n draadsitter is, en 'n gesploote persoonlikheid ontwikkel het. Ag, julle vonk. Hulle het nie op die draad gesit, op 'n padsaal nie. Dit was net, los het, dis net 'n draad. Oh, that wasn't good. Let me just stick to English. Julle, ek vra om verskoning, dit was nie goed nie. Ek sou bly, meeste van julle vang het nie. Maar hierso, sê, o God, laat die doel en die rede van die vuur uit die hemel, is omdat ek vir hulle gesê het, die God wat by vuur antwoord, hy is God. Hulle vir 12 ure kon hy kon nie so vonk maak nie. Fire comes out, die Bybel sê, dit lek, oh I love this. Het jou kinders al jou gelek? Jou klinkies? Het jy iemand gelek om iets vir jou te doen? Die Bybel sê, en die vlamme vuur, en nou God is vuur, lek die offerande, lek die klippe, lek die grond, lek die water. Ek dink, ja, as God dit alles kan regkry met 'n lek, wat kan hy doen met sy hele liggaam? Julle vang het nie. It just made me so proud of God. As dit wat hy met 'n lek kan doen, moet jy dit dink wat hy kan doen met al die vuur van sy beskutting, sy beskerming om jou. Hey, ek is in depressie, so koud, en ek kan just fan into flame the fire inside of you. Vuur laat jou beter voel. As jy ijskoud is en jy's alleen, vuur is jou beste vriend. You understand me? That's what God is. Ek moet klaarmaak. Het julle iets gekry? Ja, God is faithful. En ewe skielik toe die vuur val, toe draai die harte van al die Christen, al die Jode, en hulle sê, die Here is God. Hulle het 'n geskiedenis van God met die vuur, van Abraham,
na Isaac, na Jacob, na Joshua, they had a history, but their history wasn't their story anymore. Their history was in the past. But when God looks at history, He wants it to be your story in the past, the present, and the future. God's history is for you. Hy is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. Are you understanding me? His history must become your story. Jy het 'n storie om te vertel. Dieselfde God. Wat het vir hulle gedoen, sal vir my doen. Kom ons maak klaar. En toe het klaar is, toe sê Elia vir die Jode, vat al 850 van die valse profete, gaan na die Kishon Valley, dis daai verlei deur Israel, deur Jerusalem, waar al die vullis en die dooie goed gegooi word, is called the Valley of Hell. Take them there and kill them all. And God killed them all. Net daarna in die Nuwe Testament is die Jode nog steeds daar. Jesus kom, hulle herken hom nie, verstaan jy? Folks, moenie laat ons omstandighede, ons laat ons wip vir God, dat praat met die hand, ek gaan na iemand anders te soek. Stick it out with God. Al gaan jy deur hel, al gaan jy moeilikheid, want hy sal jou nooit verlaat of begewe. En as jy koud is, sê vir hom asseblief, u wat die vuur van God is, will you give me a hug right now? I asked the God the other day, I want to hug you right now. And he said to me, your wife that's cooking, go hug her. I'm in her. It's so simple. Ek moet nou kerk toe gaan, ek op my knieë val. No. Jesus leef vir my vrou. I said to him, I'd like to hug you. Moenie nou geestelik wees nie. He said, I'm in her. Go hug her. And you'll experience my love. I'm telling you. Manne, as jou liefde vir jou vrou koud raak, en sy is 'n kind van God, go hug her. God will spark you again. That you can love that woman. And the best thing a man can ever do is love the mother of his children. Manne must be on fire for God. Because if you are, your wife will be, your children will be. Want vuur trek almal. Vuur trek almal. Please, honor God. En ek is klaar, nee maar klaar. Lord, thank you for this word today. I honor you. I really bless you. Ja, ek is klaar. Kan ek vra, en kan ek jou vra, wees opreg, vrolik, ernstig asseblief. Ons kan nooit voor God ligsinnig kom. Ons kan nooit spog in sy teenwoordigheid. Maar een ding verseker, God is 'n waarmaker van sy woord. En omdat geloof eer die woord, sal die woord altyd jou eer. Sal jy net jou hoofde buig en net sluit jou oë asseblief. Vader, ek vra vir die kosbare mense wat voor my staan. Sal jy weer in ons land die vuur van God laat val. Laat dit elkeen sy huis tref, waar daar lauwheid en koudheid en verwarring en moeilikheid en kort van geld en kort van dit, Here, u vuur is u teenwoordigheid. Ek vra dat u elke persoon voor my sal weer aan die brand sit. Dat ons dan in die geloof met 'n blaasbalk sal die vuur aanhits, aanhou brand. So asseblief, kan ons so teenoor ons bure bid, Here, hulle wat U nog nie ken nie, sal U 'n vonkie van ons na hulle toe stuur, dat hulle na ons kom en sê, luister, ek weet jy kom nie, maar ek wil nie met jou praat, ek het 'n probleem, ek wil jy gaan God toe, kan jy my help? Jy sal verbaas wees wat 'n vuur kan doen, om 'n vonkie te laat gaan, land op 'n ander plek, en 'n brand daar begin bid vir jou buurmense, begin bid vir jou mense, wat met jou werk, wat jou lewe ondraagbaar maak, say, Lord, send your fire into this person. Forgive them as well. As 'n Christen, ons kan nie eiesinnig wees nie. Ons kan nie alles net toeëien nie.
steek vuur aan. En Here, waar daar siekte is, ek vra in Jesus naam, laat die vuur van God elke siekte uitbrand asseblief. Waar daar ongeloof en ontrou en al die goed is, en twyfel, waar daar rebellies in ons hart is, omdat ons vir jare van iets verwag het, en ons blameer U, U is nooit te blaam, vir die omstandighede wat ons self gaan kies nie. Maar dankie dat die groot as ons omstandighede is. Vader, ek vra, kom, stuur vuur uit die hemel, en tref Suid-Afrika, en vernietig elke bose mag, wat teen U opstaan en teen die kerk. Hier het U gesê, ek gaan my kerk bou, en die poorte van hel sal dit nie kan teëstaan nie. Here, ek vra, stuur die koninkryk van vuur na die Kaap toe en die res van ons land. En laat ons Suid-Afrikaners aan die brand vir God wees. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie. Bye bye.